Goeiemôre dames en here, en welkom by hierdie kwartaal se makro en markoorsig. My naam is Pierre de Klerk, en ek sal julle deur ons uitkyk vat vir die volgende uur, en 'n bietjie hopelik nie baie meer as dit nie. En soos ek gewoonlik sê, ons doen dit sodat julle die inligting kry voor ons julle sien vir julle beleggingskomitee vergaderings, sodat julle 'n bietjie daaroor kan dink en miskien kan oplees en na ons dokumente kan kyk. So ons sal deur die normale agenda gaan, van al die elemente van ons beleggingsproses, soos wat ons gewoonlik doen. En net om julle te herinner, ons kyk na al die groot geografieë wat belangrik is vir ons portefeuilles: Suid-Afrika, ontwikkelde lande, ontwikkelende lande. Ons kyk spesifiek na China, en binne die geografieë kyk ons na al die verskillende bateklasse. Aandele, rentedraende instrumente, eiendom, kommoditeite ensovoort. So ons kyk na alles en ons vorm ons opinies daaroor. En baie van die grafieke word uitgedruk in 'n puntestelsel of 'n score. So ons kyk na waar die lyn lê. As ons byvoorbeeld na inflasie kyk ons na waar inflasie tans is, relatief of in vergelyking met wat die mikpunt daarvoor is, die target, of die langtermyn gemiddeld, en dan afhangend van waar die lyn lê, impliseer dit 'n punt of 'n score, en dit strek tussen -3 en 3, en dit maak dit vir ons moontlik om al hierdie verskillende goed op dieselfde basis met mekaar te vergelyk. So ons kan ekonomiese aspekte en waardasies en allerlei goed op 'n sistematiese manier met mekaar vergelyk, en ons dra dan ook hierdie puntestelsel van -3 tot 3 oor na sekere oorgewigte of ondergewigte as dit dan kom by posisionering in 'n portefeulje. So byvoorbeeld, as aandele in Suid-Afrika 'n +1 punt op die scorekaart kry, dan wil ons enigiets tussen 0 en 5% oorgewig in SA aandele wees. So dis hoe ons dit toepas. En ons kyk na die verskillende aspekte of die proses van bo en van onder. Van bo kyk ons na die makro-ekonomiese sake of punte. Ons kyk na die risiko van 'n resessie. Dis die tweede pilaar. Ons kyk na geldeenhede se waardasies, ons kyk na bateklasse se waardasies, en dan bring ons dit van onder af bymekaar. Die waardasies sit eintlik aan die onderkant. So dis waar jy, soos hulle sê, bottom up, na die waardasies van bateklasse en style en die geografie kyk, en dan bring ons die twee goed bymekaar. En die rede hoekom ons dit van beide kante af doen is want in die kort termyn het die makro en die ekonomiese aspekte groot invloed. Waardasie nie soveel nie, maar in die langtermyn bepaal waardasies wat jou verwagtinge van opbrengste van 'n sekere bateklas realisties behoort te wees. En wat dit beteken in gewone Afrikaans is dat as jy 'n bateklas teen 'n duur prys koop, dan gaan jy waarskynlik meer beperkte opbrengste in die toekoms kry, terwyl as jy dit goedkoop koop, dan weet jy nie wat in die kort termyn gaan gebeur nie. Dit kan goedkoper word, maar oor die lang termyn gaan jy waarskynlik goeie opbrengste kry as jy nie oorbetaal vir iets op hierdie stadium nie. En dan kyk ons na al hierdie verskillende pilare wat ek nou net na verwys het, en ons kyk hoe dit lyk vir die verskillende geografieë, en dan bepaal ons 'n punt vir die verskillende geografieë soos ek genoem het, en dit is hierdie kolom vir die derde kwartaal in oranje, en julle sal hierdie tabel en soortgelyke tabelle nog 'n paar keer sien terwyl ons nou praat. Dit werk op die puntestelsel van -3 tot 3, en soos julle kan sien, niks is op 'n -3 of 'n +3 nie, so alles is rondom 'n -1 tot 1. So dit in die eerste plek sê, mens gaan nie dramatiese posisies neem nie, en op hierdie vlak, op die vlak van die geografieë, lyk Amerika en die ontwikkelde lande bietjie minder goed, en Suid-Afrika en China en die ontwikkelende lande, die emerging markets, lyk 'n bietjie beter. Maar ja, geen baie negatiewe punte wat sê 'n mens moet baie versigtig wees nie, maar ook geen baie positiewe punte wat sê jy moet regtig jy weet nou die maksimum risiko neem met jou portefeulje wat jy kan nie.
hierdie punte sê eintlik maar jy moet min of meer naby neutraal wees en jy sal net nou op die meer gedetailleerde tabelle sien dat wat dit impliseer vir ons portefeuilles is dat ons so 'n bietjie ondergewig Amerika en die ontwikkelde lande is, die duurder markte, en ons is bietjie oorgewig Suid-Afrika omtrent 3%. Oor tyd wil ons ten minste 'n neutrale blootstelling aan aandele hê, aan risikobates en in 'n gebalanseerde portefeulje beteken dit iets tussen 65 en 70%. En die rede hoekom ons deur die siklus en oor tyd ten minste neutraal wil wees is omdat die mark gaan op oor tyd. Aandelemarkte gaan op en dis net wanneer jy resessie toestande het wanneer die mark regtig heel wat val. So markvalle van 25-30% of meer vind eintlik net plaas gedurende resessie toestande en dit gebeur so elke 10 jaar gemiddeld, partykeer bietjie korter, bietjie langer, maar dit gebeur nie elke jaar nie, dis die punt. So mens wil gesonde blootstelling hê. Dis net wanneer jy dink daar is 'n hoër as gemiddelde risiko van 'n resessie wat jy versigtig wil wees. En daar was 'n periode wat julle sal onthou so 2-3 jaar gelede, miskien al 3-4 jaar gelede wat ons versigtig was omdat die ekonomiese tekens op daai stadium gewys het dat die risiko van 'n resessie besig was om op te gaan en ons was ondergewig op daai stadium, maar die situasie het in die tussentyd verbeter en 'n mens kan dit sien op hierdie grafieke. Ons kyk na die vorm van die staatseffek koers. Een bekende voorbeeld daarvan is om die 10 jaar koers af te trek van die 2 jaar koers af in Amerika en as jy die verskil tussen daai twee koerse kry of neem, dan kry jy hierdie lyn en wanneer hierdie lyn onder 0 is, en 0 is daai onderste stippellyn, dan was dit histories 'n baie goeie aanduiding van hoër resessie risiko. Byvoorbeeld daar is die 2008 finansiële krisis resessie wat negatief was. Daar is die resessie rondom die COVID periode. Nou hierdie periode waarna ek verwys het wat omtrent 3-4 jaar gelede was, toe het hierdie staatseffek kurwe omgekeer, invert, en die lyn was onder 0 en dit het gevaartekens aangedui en daarom was ons versigtig, maar dit het intussen genormaliseer. So dit het verbeter en ons is nou bo 0 wat beteken ons is nie meer in die rooi gevaarzone wat resessie in die kort termyn impliseer nie. En dit is wel onder sy langtermyn gemiddeld die lyn, maar die rede hoekom ons ook redelik tevrede is met die posisie waar ons tans is omdat die traject van hierdie staatseffek koers, die verskil tussen 10 jaar en die 2 jaar, het wel gedaal oor die laaste 20 jaar of so. So ons is tans omtrent hier en dit is nou wel, as jy kyk waar die gemiddeld sou wees met jou oog, dan is ons wel laer as die gemiddeld, maar mens moet dit sien in die konteks daarvan dat struktureel het hierdie verspreiding tussen die 10 jaar en die 2 jaar wel afgeneem. So ons dink hierdie punt terwyl dit bo 0 is positief en die feit dat dit nog onder die oranje lyn is miskien nie so gevaarteken nie, aangesien hierdie strukturele verandering plaasgevind het. So die kort antwoord is, ons dink nie daar is hoë resessie risiko in die kort termyn, kom ons sê 6 maande plus nie, en om daai rede wil ons basies neutrale aandeleblootstelling en risikoblootstelling in ons portefeuilles hê. Die teks hier aan die onderkant van die skyfie is eintlik 'n opsomming van ons totale posisionering amper of ons opinies oor hoe ons dinge sien op die oomblik. So ons sal terugkom hierna, maar net om vinnig te sê, ons wil neutrale risikoblootstelling hê. Ons dink spesifiek daar is goeie geleenthede in Suid-Afrikaanse aandele wat goedkoper is as ander Chinese aandele. Ons dink China gaan begin verbeter éventueel. Sal 'n bietjie daar praat net nou. Staatseffekte bied aan jou 'n goeie opbrengskoers. Ons is positief daaroor. Inflasie gekoppelde staatseffekte is ons positief oor, want ons sal bietjie later praat oor 'n tema in ons portefeuilles wat ons probeer inbring wat ons inflation proofing noem. So om ons portefeuilles te verskans teen potensiële hoër inflasie wat daar mag wees, en baie van die elemente wat ons
oor gaan praat en inbring, het daarmee te doen dat ons hierdie uh, hoër mate van inflasieverskansing probeer inbring. Op 'n tematiese vlak is ons ook positief of het ons blootstellings in ons huisposisie aan die breë Amerikaanse mark, aan die groot maatskappye kant, S&P 500, ook kommoditeite. Daar is 'n goeie storie rondom kommoditeite potensiaal vir die toekoms as gevolg van die behoefte wat kunsmatige intelligensie uitrol het vir kommoditeite en vir elektrisiteit. So die hele kommoditeitskompleks en die energiekompleks gaan waarskynlik baat vind by kunsmatige intelligensie uitbouing en tegnologie. Het ek nou reeds oor gepraat, ook positief daaroor en ons sal 'n bietjie meer daaroor praat. Oor die medium tot die langer termyn dink ons ook die dollar gaan waarskynlik verswak en daar's 'n paar redes daaroor. Amerikaanse staatsskuld is hoog. Daar is besig om beter ekonomiese toestande in ander lande in die wêreld te ontwikkel. So ons sê nie die Amerikaanse dollar gaan heeltemal totaal verswak nie, maar ons dink nie hy gaan meer so sterk wees as wat hy in die laaste 10-15 jaar was nie. So daar gaan hierdie verlangsaming in die sterkte van die dollar wees en miskien 'n bietjie verswakking, en dit beteken dat ons strategiese doelwit vir die internasionale komponent van ons portefeuilles aanpas om geleidelik meer ontwikkelende lande, emerging markets in te bring, so ook China, en ons behou 'n posisie in goud. So die finale posisie wat ons wil inneem wanneer ons dink die dollar is op 'n traject om te verswak, sal 'n posisie wees van 65% ontwikkelde lande, 5% goud, 15% ontwikkelende lande en 15% China. So dit sal ons langtermyn strategiese doelwit wees in 'n regime of 'n traject waar die dollar verswak oor tyd. Jy het reeds hieroor gepraat. So waar dink ons is ons in die ekonomiese siklus? Ons dink China was baie swak geweest, maar gaan éventueel verbeter. Ons dink hulle is op 'n onderste draaipunt en Amerika bly sterk. Jy weet groei sterk. So ons dink hulle is iewers in die opswaai van die kurwe. Rentekoerse is nie super laag nie, maar dit is ook nie so hoog op hierdie stadium dat dit 'n groot demper op ekonomiese groei plaas nie. So ons dink ons is op 'n redelike goeie plek wat die ekonomiese situasie aanbetref. Ek het daar verwys dat ons meer versigtig was 'n paar jaar gelede en ons het 'n lys goed gehad wat ons dophou om te re-risk of risiko terug te sit in portefeuilles. Baie van hulle het verbeter, byvoorbeeld hierdie normalisering van die staatsefekkoers waar ek gepraat het. So hierdie is net om te sê ons het 'n lys van goed wat ons moniteer en dit is wat ons geleidelik toegelaat het om risiko terug te sit in portefeuilles. Een uitstaande aspek is wat genoem word die stock to bond ratio, en dit is maar net die vergelyking van die opbrengskoers van staatseffekte teenoor die opbrengskoers van aandele, die earnings yield van aandele, en dit is eintlik bietjie ten gunste van staatseffekte. Staatseffekte is beter geprys, so ons dink daar gaan 'n punt kom waar ons éventueel sal moet roteer uit aandele uit en meer in staatseffekte in, en ons het reeds daai proses begin. Jy sal net sien, ons is ten minste neutraal op staatseffekte en ons dink soos wat inflasie dalk hoër bly of bietjie hoër gaan en staatseffekkoerse dalk nog bietjie hoër gaan, sal 'n mens nog beter tye kry wat jy staatseffekte kan koop, en wanneer inflasie dan éventueel weer normaliseer, sal jy goeie opbrengste uit staatseffekte maak, veral in vergelyking met aandelemarkte wat veral in die ontwikkelde wêreld eintlik heelwat duurder is. Weereens op 'n oorhoofse vlak, waar staan ons ten opsigte van 'n paar elemente of regimes soos ons daarna verwys? Ons het nou al heelwat oor die ekonomiese aspekte gepraat. Ons bly nog steeds 'n bietjie versigtig oor die macro-economic of die suiwer ekonomiese aspekte. En dit het die feit dat ons bietjie aan die rooi kant is, het te doen met geopolitiese risiko, die oorlog in die Midde-Ooste, wat die olieprys beïnvloed het en nog steeds kan beïnvloed,
En dan tweedens die feit dat inflasie in die ontwikkelde wêreld nog steeds hoër is as wat hulle dit wil hê. So Amerika en Europa wil hulle inflasie by 2% hê en inflasie is nog bietjie hoër as dit. Dit het afgekom met verloop van tyd. Dit was op pad 2% toe, maar dit was toe onderbreek gewees deur die hoër olieprys as gevolg van die oorlog in die Midde-Ooste en dit sal nou bietjie tyd neem om te normaliseer. So daar is hierdie element van inflasie wat nog steeds hoër is as wat dit moet wees en daarom is rentekoerse ook bietjie hoër as wat almal gedink het dit sou wees teen hierdie tyd. Almal het aan die begin van hierdie jaar rentekoersverlagings verwag in die meeste lande in die wêreld en meeste van dit het nie gebeur nie. Meeste van die reservebanke neem nou 'n wag en sien houding in. Hulle wil eers sien waar inflasie heen gaan voor hulle rentekoerse verder sal verlaag en daar is selfs 'n paar lande wat rentekoerse moes verhoog omdat hulle bekommerd was dat daar opwaartse druk op hulle inflasie was. Ek het gepraat oor hierdie US dollar traject of regime wat ons verwag dat dit positief gaan wees. Ons is besig om te posisioneer vir 'n swakker dollar. Stock to bond ratio het ek oor gepraat. Dit kry 'n neutraal staatseffekte lyk op bietjie beter as aandele op 'n waardasiebasis en dan ek het gepraat oor staatseffekte wat mense goeie opbrengskoers gee. Daar is heelwat temas waar mens positiewe elemente kan identifiseer, spesifiek positiewe verdienste wat deurkom en ek gaan nie deur alles van dit praat nie, maar kom ek noem net, kom ek gaan net vinnig deur hulle almal. Die Global Growth Tax Regime of Global Growth Tax het niks met fisies betaal van belasting te doen nie. Dit het te doen met die ekonomiese elemente wat tipies as 'n belasting op die ekonomie beskou word of iets wat die ekonomie terughou. Byvoorbeeld 'n hoër olieprys hou die ekonomie terug. Daarom sê hulle 'n hoë olieprys is 'n belasting op die ekonomie. Dit hou die ekonomie terug. Maar hierdie elemente is besig om te verbeter. Olieprys was bo 100, is nou onder 100. As die oorlog in die Midde-Ooste opgeruim kan word, dan sal die olieprys normaliseer. Krediet sprei bo staatseffekte is nie baie hoog nie, so daar's nie baie druk in die kredietmark tans wat sleg is vir die ekonomie nie. Finansiële kondisies is nie te beperkend nie, so dit kry 'n tipe van 'n neutrale of 'n neutrale punt. Goud is ons positief oor die langtermyn. Daar is baie aankoop ondersteuning van sentrale banke vir die goudprys. Ons is positief oor duration, staatseffekte. Ek het reeds daar gepraat en mense kry 'n goeie opbrengskoers in Suid-Afrika. In Amerika het jy vir lank 'n baie lae opbrengs op staatseffekte gekry, maar dit is nou 3% of hoër, so in 'n dollar konteks begin dit 'n goeie opbrengs raak. Ek het gepraat oor die dollar siklus wat ons verwag om te normaliseer of te verswak wat die res van die wêreld sal help ekonomies gesproke. Kommoditeite is ons positief oor as gevolg van die behoefte wat kunsmatige intelligensie uitbou het vir kommoditeite. Ons is positief oor die tegnologie self. Daar is baie nuus rondom kunsmatige intelligensie, maar ek dink die kort antwoord wat mens daar kan sê is dit is 'n revolusionêre tegnologie. Dit gaan waarskynlik baie industrieë en die ekonomie beïnvloed. Dis nog onseker wie gaan die groot geld daaruit maak. Gaan dit die kunsmatige intelligensie modelle wees, die maatskappye wat die modelle bou, of gaan dit die hardeware rekenaarskyfies en sovoorts, gaan dit die hardeware voorsieners wees. Soos wat ons in die mark gesien het oor die laaste ruk, het dit half gewiplank. Eers het die hardeware ouens beter gedoen en in die laaste maand of twee het die hardeware ouens minder goed gedoen en die sagteware ouens het beter gedoen. So ons dink dit gaan aanhou, maar dit gaan waarskynlik oor tyd positief vir die ekonomie wees, maar mens sal versigtig moet wees en moet aanhou navorsing doen en sorg dat mense die tema verstaan in terme van waar die geld gemaak gaan word uit, maar dit gaan positief wees vir kommoditeite en vir energie, want dit verbruik baie van hierdie goed. Suid-Afrikaanse terms of trade het verbeter as gevolg van die hoë goudprys verlede jaar en ons goudmynmaatskappye gaan nog steeds goeie verdienste rapporteer as gevolg daarvan en dan China dink ons gaan verbeter.
Waardemaatskappye en kleiner maatskappye dink ons sal beter doen in die toekoms. Chinese eiendom is baie laag en onder druk en ons dink dit sal éventueel verbeter. So hierdie is alles elemente waar dinge abnormaal onder druk was en enige verbetering of normalisering sal impliseer dat 'n mens positiewe opbrengste daaruit kan maak. Ek het reeds gepraat oor energie as 'n moontlike goeie belegging en die laaste twee elemente is nuut wat ons hierdie kwartaal bygevoeg het. Ons is besig om 'n oog te hou op Indië se aandelemark. Dit was vir 'n lang tyd duur geweest, maar dit het verbeter. So ons dink daar gaan oor die medium en die langtermyn goeie geleenthede waarskynlik daar ontwikkel en dan ook in Amerika het hulle 'n lang periode gehad waar hulle hoër verdienste gegenereer het deur aandele terugkope te doen. So die hoeveelheid aandele van 'n maatskappy wat in die mark was, het verminder omdat hulle teruggekoop het en dit was waarde ontsluitend gewees vir beleggers, maar ons dink dit is besig om te verander in Amerika omdat die kunsmatige intelligensie uitbou so kapitaalintensief is, gaan hulle waarskynlik nuwe uitgifte van aandele moet doen en dit gaan waarskynlik bietjie 'n dempener plaas op opbrengste in die toekoms. Die res van die wêreld en spesifiek die ontwikkelende wêreld is in die teenoorgestelde posisie. Hulle het uit 'n periode gekom waar hulle aandele uitgifte hoër was en nou is hulle besig om in 'n fase in te gaan waar hulle baie lande se markte is daar hierdie bewyse dat hulle besig is om aandele terug te koop en dit kan hulle opbrengste help. So ons dink hierdie aspek is bietjie besig om meer ten gunste van die res van die wêreld te beweeg relatief tot Amerika. Hierdie is 'n vinnige grafiek om te wys dat die verbruiker in China onder druk was en dit het hulle mark teruggehou vir baie lang tyd, maar dit lyk asof dit 'n onderste draaipunt gevind het en asof dit besig is om te verbeter. So ons hou dit op en ons dink dit impliseer goeie geleenthede. Hier is hoe Indië lyk. Die grys lyn is hulle toekomstige verdienste en die is nou bietjie klein op die grafiek, maar dit het opbeweeg terwyl die prys het nie regtig vooruitgehardloop nie. So daar was 'n tyd gewees waar die mark duur was, die blou lyn, en waar verdienste onder die markprys was, maar dit het genormaliseer. So dis eintlik nou neutraal gewaardeer en as die verdienste sterk aanhou groei, dan kan die mark ook opgaan. So Indië lyk beter gewaardeer nou as wat dit vir 'n lang tyd in die verlede was en winsgewendheid in Indië is ook besig om te normaliseer na die positiewe kant. As ons kyk na die toekomstige en die terugkykende prys-verdienste verhouding, dan is dit ook omtrent nou terug by neutraal en so ook die prys tot boek waardasievlak en die dividend yield. So Indië se waardasies het verbeter en lyk nie meer so duur nie. So hier is die oorhoofse prentjie van wat ons dink oor die bateklasse. Dis eintlik grootendeels net ontwikkelde lande se krediet en kontant en die dollar wat ons dink regtig aan die duurkant is. Die elemente wat hier aan die onderkant van die skyfie gelys word, dink ons is neutraal. Hulle is nie in die eerste tiende van hulle siklus nie, maar hulle is ook nie in die laaste tiende nie, so hulle is iewers in die middel, so ons voel neutraal teenoor daai elemente en dan die elemente wat aan die linkerkant gelys word wat grootendeels aandele in die ontwikkelende wêreld is, dink ons het nog heelwat upside of heelwat kans om goeie opbrengste te lewer. Dit sluit ook in rentedraende en inflasie gekoppelde instrumente. Mens kry goeie opbrengste op rentedraende instrumente. Ek het dit reeds genoem. Kommoditeite dink ons, soos ek reeds genoem het 'n goeie medium tot langtermyn uitkyk. Die yen is baie goedkoop in Japan, so Japan kan dalk baat vind daarbey.
of beleggers in Japan kan baat vind daarbey as die yen sou versterk, want dan is dit 'n wind van agter vir jou belegging in Japan as jy 'n as 'n Afrikaanse belegger byvoorbeeld is en dan ook kunsmatige intelligensie blootstelling beide in die ontwikkelde en die ontwikkelende wêreld. Die ontwikkelde wêreld, Amerika meestal, se pryse van tegnologiemaatskappye is hoog. In die ontwikkelende wêreld, veral in China, is die pryse beter. So ons dink ook daar is 'n moontlikheid dat tegnologie buite Amerika dalk beter kan doen as tegnologie wat in Amerika gelys is as gevolg van die beter waardasies wat daar in die res van die wêreld is. So dit is 'n hoë vlak opsomming van hoe ons dit sien. Net op die punt van kunsmatige intelligensie en of dit 'n borrel is en of mens baie bekommerd daaroor moet wees. Dit kan ontwikkel in 'n borrel, maar hierdie grafieke toon dat daar waarskynlik nog 'n paar sterk jaar voor gaan wees. So mens wil ook nie heeltemal uit die tema uit wees nie. Ek dink die die laaste punt daaroor of die bottom line is dat 'n mens blootstelling aan die tema wil hê, want dit kan vir baie langer aanhou om op te beweeg as wat 'n mens sou verwag. So dit kan jou duur te staan kom as jy heeltemal, jy weet, uit die tema wil uitwees omdat jy dink kunsmatige intelligensie is nie jy weet, is nie regtig die volgende groot ding nie. Ons het dit in die internet periode van die laat 90er jare gesien, en ons sien dit nou weer, hierdie goed kan baie langer aanhou. So, mens moet selektief wees, maar soos hierdie grafieke aandui, ek weet die vraag vir hardeware en netwerkkapasiteit en stoorkapasiteit, geheueskyfies word geprojekteer om nog baie sterk te groei, ten minste vir die volgende 3-4 jaar. En die grafiek op die regterkant wys dat as jy dit vergelyk met die laat 90er jare, dan is dit nog nie regtig oordoen nie. Die semiconductor sales of rekenaarskyfie verkope in die laat 90er jare het 7voudig opgegaan. Dit het nou omtrent 160% opgegaan, so dit het 1,5 keer opgegaan van 2021 af, sê nou maar byvoorbeeld. So as mens dit vergelyk met die 90er jare, dan is dit nog nie naaste by so frothy nie of so dramaties nie. So dit voel dramaties want is die hele tyd in die nuus, maar dit is eintlik in lyn met groot ontwikkelinge wat ons in die verlede gesien het. Daar is wel hierdie aspek dat die uitbou van kunsmatige intelligensie baie kapitaalintensief is. So die groot tegnologiemaatskappye het goeie kontantvloei gehad, goeie winsgewendheid en hulle het dit gebruik om hierdie kunsmatige intelligensie uitbou en investering te doen, maar hulle is besig om basies uit kontant uit te hardloop en hulle gaan nou ook begin lenings aangaan of effekte uitgee, corporate bonds issue in Engels, om kapitaal te bekom van beleggers af om aan te hou om aggressief datacenters te bou en kunsmatige intelligensie modelle te ontwikkel en sovoorts. So dit gaan 'n vraag vir kapitaal dryf wat waarskynlik beteken koerse, leningskoerse en rentekoerse gaan hoër wees as wat dit 'n paar jaar gelede was, want daar gaan konstant hierdie vraag wees vir lenings vir die uitgif van effekte, korporatiewe effekte en weet jy, hoe meer hulle daarvan wil uitgee, bedoelende wil leen by beleggers, geld wil leen, hoe hoër koerse gaan beleggers daarvoor wil vra. En dit kan beteken dat die koerse hoër sal bly. So as jy 'n belegger in korporatiewe effekte of selfs in staatseffekte algemeen gaan wees, is dit waarskynlik 'n positiewe ding want jy gaan 'n hoër effek koers kry en dit het maar alles daarmee te doen dat daar hierdie groot behoefte vir kapitaal vir belegging gaan wees om aan te hou om aggressief kunsmatige intelligensie uitbou te doen. Ons het al reeds heelwat van hierdie gedek, maar kom ek sê net weer vinnig, op die geografiese vlak wil ons
'n klein ondergewig het tot Amerika en die ontwikkelde wêreld. Ons is basies neutraal tot 'n bietjie oorgewig SA en ontwikkelende lande. Binne die ontwikkelde wêreld dink ons Japan het goeie vooruitsigte omdat die yen waarskynlik kan versterk en om daai rede 'n wind van agter vir beleggers van buite Japan kan wees. En ons dink China het baie potensiaal vir upside om te verbeter as hulle beleidsveranderinge traksie begin kry en veral as verbruiker as die verbruiker meer positief begin voel, as ek dit so kan stel. Op hierdie stadium voel die verbruikers in China as gevolg van die swak eiendomspryse, voel hulle nie baie goed nie, maar as dit kan verbeter en hulle begin spandeer, sal dit positief wees. As mens dit uitbrei na die bateklasse, dan lyk dit so, en ek het nou reeds daaroor gepraat, ons is neutraal tot bietjie oorgewig, Suid-Afrikaanse risikobates en rentedraende bates en so ook vir die ontwikkelende wêreld en China. Die meeste van ons ondergewigte sit in die ontwikkelde wêreld. En wat die style aanbetref, hou ons steeds daarby om te sê 'n mens moet 'n redelike gelyke verspreiding in jou portefeulje hê tussen die groot beleggingsstyle, groei, momentum, waarde, mark beta en kwaliteit en spesifiek kwaliteit en dit is fondsbestuurders soos 91 Global Franchise, Blue Alpha in die Suid-Afrikaanse konteks ensovoorts het nie goed gedoen in die laaste jaar of 2 nie, maar kwaliteit, dis die styl wat onder druk was. Dis nie die manager spesifiek nie, so dat niks by die bestuurders verkeerd gaan nie. Dit is kwaliteit as 'n styl wat onder druk was en ons dink dit gaan terugkom en kwaliteit is 'n defensiewe styl, so as daar enige iets verkeerd gaan in die wêreld, baie hoë inflasie wat miskien 'n probleem veroorsaak vir markte en die markte neem 'n bietjie van 'n blaaskans, is kwaliteit die styl wat beter sal doen as die meer aggressiewe style. En om daai rede en veral omdat kwaliteit so onder druk was in die onlangse verlede, ek sal nou 'n grafiek daar wys binnekort, dink ons mens moet seker maak dat jy nie hierdie kwaliteitbestuurders nou op 'n onderpunt verkoop nie. So moenie Clydersou, Global Franchise nou verkoop, Blue Alpha nou verkoop ensovoorts nie. Hulle gaan terugkom. Want hulle is nou op 'n onderpunt van hulle siklus. Maar andersins eweredig geposisioneer wat style aanbetref. Wat rentedraande instrumente aanbetref, het ek nou reeds gesê, mens kyk goeie opbrengste, so ons opinie is dat 'n mens redelike neutrale tot bietjie oorgewig duration blootstelling moet hê en vir 'n gebalanseerde portefeulje wat in die SA multi-asset high equity kategorieë beteken dit 'n durasie van so rondom 5. So die alle staatseffek, die all bond durasie is so tussen 6 en 7. So hierdie is nie so aggressief soos die all bond indeks nie, maar dit is ook nie kort nie. Jy weet, kort kontant se durasie is 0 en geldmark se durasie is 0,5. 'n Mens wil definitief 'n bietjie staatseffek of effek durasie neem. So ons dink die durasie van omtrent rondom tussen 4 en 5 is wat 'n mens moet in jou portefeulje hê en jy kan dit doen deur 'n mengsel. Jy kan flexible rentedraande bestuurders gebruik, soos Visio, so active fixed income of Portfoliometric se unconstrained fixed income. So dis 'n manier om dit te doen, of jy kan 'n mengsel van geldmark en staatseffek fondse, bondfondse gebruik. En ons het so 'n spreadsheet waar mens die gewigte kan verander tussen fondse om te kyk hoe kom jy by die regte durasie uit. Hierdie grafiek was vir of tabel was vir plaaslike portefeuilles en vir internasionale portefeuilles rondom die 3 tot 3,5% durasie dink ons is toepaslik. Wat sê die makro navorsingshuise wat ons inligting van kry, ekstern tot ons, Bank Credit Analyst vir die volgende kwartaal,
3 tot 6 maande uitkyk, is hulle positief vir aandele. Ons deel daai view, ons wil ten minste neutraal tot bietjie oorgewig wees, veral in Suid-Afrika. Hulle is neutraal oor rentedraende aandele en ondergewig kontant. Ons voel redelik in lyn daarmee. Hulle is oorgewig Amerika, dis bietjie anders as ons opinie. Ons wil neutraal of bietjie ondergewig daar wees. Ondergewig euro, ons stem saam daarmee. Hulle is ondergewig Japan. Ons wil ten minste neutraal wees. Ons dink daar is goeie geleenthede as die yen sou versterk. So ons bietjie anders as hulle wat Japan aanbetref en dan is hulle neutraal ontwikkelende lande waarmee ons saamstem. Ons wil neutraal of bietjie oorgewig wees. Wat staatseffekte of effekte aanbetref, rentedraende instrumente, is ons in lyn met hulle. Hulle wil oorgewig staatseffekte wees. Ons stem saam en dan korporatiewe effekte. Ons is ook negatief oor krediet omdat die spread nou is. Ons dink nie dit gee jou genoeg kompensasie nie. So ons is in lyn met hulle daar. Hulle is neutraal oor die dollar. Onthou dis nie korttermyn. Dink ons maak ons stem saam daarmee oor die langer termyn. Dink ons die dollar gaan verswak. Hulle is ondergewig die euro, neutraal oor die yen. Ons is redelik in lyn daarmee. Ons dink oor die langer termyn sal die prentjie vir die yen positief wees. Die yen behoort te versterk. Want hy is baie swakker as wat hy in teorie behoort te wees en hulle is neutraal oor ontwikkelende lande se geldeenhede wat ook min of meer in lyn met ons is. Hulle het 'n neutrale uitkyk oor energie, positief oor ander kommoditeite vir spesifiek die metale en neutraal oor goud en daarmee stem ons ook saam. So ons het 'n neutrale posisie van enigiets tussen 2,5 tot 5% goud blootstelling in ons portefeuilles. Ons het 'n blootstelling aan 'n energie en kommoditeitsfonds. So ons stem saam dat 'n mens ten minste neutrale blootstellings aan hierdie elemente moet hê en dit is elemente wat sal help in jou portefeulje as inflasie hoër is in die toekoms of hoër bly as wat dit in die verlede was. So hierdie is deel van daai tema van inflasie beskerming vir portefeuilles. Alpine Macro is die ander groot navorsingshuis van wie ons opinies kry en ons is baie naby belyn met hulle. Hulle is ook oorgewig aandele, neutraal ten minste staatseffekte, ondergewig kontant, oorgewig ontwikkelende lande, oorgewig metale, neutraal op goud, neutraal op energie. Is min of meer in lyn met ons. Binne aandele verkies hulle die sikliese en die groei. Ons dink jy moet basies neutraal teenoor die style geposisioneer wees. So dit is miskien die een verskil. Ons neem nie sulke sterk opinies in style teenoor mekaar nie, as ek dit so kan stel. Ons is baie meer ewewigtig gebalanseer wat beleggingsstyle aanbetref. Die rasie binne die rentekoers omgewing het hulle van neutraal na positief beweeg. Dit is in lyn met ons. Ek het nou al 'n paar keer gesê ons dink daar's goeie opbrengste te kry uit langer durasie effekte. Hulle is ondergewig staatseffekte wat miskien ook anders as ons is. Ons is neutraal daarop en neutraal op korporatiewe effekte. So wat die groot bateklas elemente aanbetref, aandele, ontwikkelende lande, kommoditeite, voel ons is redelik goed belyn met hulle. So as kyk na die aanbevelings vir multiple balance portefeuilles wat in gebalanseerde fondse belê, het ons in die verlede 3 jaar gelede toe ons meer bekommerd oor resessie was gesê beleggers moet 'n defensiewe blok in rentedraande instrumente hou. Nou dat die situasie genormaliseer het en ons minder bekommerd is oor resessie, sê ons dat dit nie meer nodig is nie. So daai 10% of so wat 'n mens in 'n suiwer rentedraande fonds gehad het as 'n buffer, kan 'n mens nou teruggee vir die gebalanseerde fondse. Maar as jy baie konservatief is of versigtig wil wees, kan jy daai buffer behou en die rede daarvoor is dat Suid-Afrikaanse rentedraande instrumente gee jou 'n baie goeie opbrengs.
Oor die volgende 12 maande gaan 'n mens waarskynlik nog 8, 9, dalk 10% uit Suid-Afrikaanse rentedraande instrumente kan maak, effekte kan maak en weet in vergelyking met aandele spesifiek oor see wat duur lyk op 'n risiko aangepaste basis is ons staatseffekte se koers eintlik 'n baie goeie opsie. So as kliënte sou wou kan hulle daai buffer behou en dan die ander element is blootstelling tot China deur 'n iets soos die China gebalanseerde fonds van Prescient of 'n soortgelyke fonds net om 'n bietjie blootstelling aan die opsionaliteit wat daar in China is te bewerkstellig is iets wat ons aanbeveel waar mense die aptyd daarvoor het. Ek het reeds daar gepraat, so ek dink ek kan verby dit gaan en dan vir die specialist building block manier van portefeuilles bou waar mense die bateklasse individueel kan beheer. Bly ons aanbevelings grootendeels in lyn met wat dit die vorige kwartaal was. Dit wat in geel gemerk is waar daar klein veranderinge gemaak is en ek sal nou daaroor praat. Maar as ons bo begin, reële koerse is goed, so mense kan blootstelling aan effekte hou, beide nominale effekte en inflasiegekoppelde effekte. Die kunsmatige intelligensie tema is iets wat 'n mens nog steeds blootstelling aan wil hê. Ons beveel aan dat 'n mens deur S&P 500 en die Nasdaq as passiewe indeksinstrumente blootstelling aan die tema kan kry en opbrengste in Amerika is besig om te verbreed buite net die groot tegnologiemaatskappye. As mens byvoorbeeld kyk na die opbrengste van die verskillende dele van die indeks, dan het medium en kleiner maatskappye ook beter begin doen. So daar's definitief 'n verbreding wat veroorsaak. Die dollar siklus wat ek nou reeds gesê het, ons verwag 'n dollar siklus wat 'n verswakkende dollar oor die medium tot die langer termyn gaan impliseer en ons beveel aan hierdie aanpassing aan ons langtermyn strategiese doelwit waar ek nou reeds gepraat het. China beveel ons aan dat 'n mens beide deur die Hong Kong en die A-aandele wat in Shanghai en Shenzhen gelys is, blootstelling aan China kry en daar is 'n paar fondse wat ons met julle kan bespreek wat blootstelling daaraan kan gee en dan die kommoditeitsblootstelling as gevolg van hierdie vraag vir kommoditeite wat met die kunsmatige intelligensie uitbou te doen het. Dink ons 'n mens kan jou kommoditeitblootstelling nog 'n bietjie opstoot. So in ons tematiese blok van ons portefeuilles skuif ons dit op van 5 na 7,5%. En hierdie is maar net 'n voorbeeld van hoekom ons dink daar gaan positiewe effek op kommoditeite wees. Hierdie lysie wys die hoeveelheid van verskillende kommoditeite wat gebruik word in 'n 1 gigawatt kunsmatige intelligensie data sentrum. So as jy dit bou, gebruik jy 1 gigawatt data center het 130 ton staal nodig, 27,000 ton koper ensovoorts. So daar's 'n lang lys van elemente wat gebruik word en soos wat hulle al meer en meer van hierdie data sentrums gaan bou, gaan daar al hoe meer vraag vir hierdie kommoditeite wees. En dit is waar dat daar in die laaste dekade of 2 eintlik onderinvestering in die mynbou industrie was. Min nuwe myne is begin, so daar kan 'n situasie ontwikkel waar die vraag baie hoër as die aanbod is en dit sal die pryse opstoot. En hierdie is maar net nog 'n voorbeeld daarvan. Silwer as 'n voorbeeld. In die wêreld word daar 37,000 ton silwer tans gebruik per jaar, maar daar word net 26,000 ton gemyn. So die vraag is groter as die aanbod. Amerika moet meeste van hulle minerale invoer en dit vat lank om 'n nuwe myn te ontwikkel. So dit alles kan beteken dat pryse kan opgaan. Laaste paar aanbevelings vir building block portefeuilles. Kleiner maatskappye blootstelling. Mens kan kyk na die Russell 2000, S&P 600
dis indeks produkte wat 'n mens kan koop om blootstelling hier aan te kry, of klein maatskappye fondse, globally, beide in Suid-Afrika, die tipe fondse wat 'n mens in Suid-Afrika kan koop om jou aan die medium maatskappye wat meer aan die interne Suid-Afrikaanse dinamika blootgestel is, om aan dit blootstelling te kry, is fondse soos Investec se Dynamic Equity, Netgroup Entrepreneur, 91 Value van John Bickhart het heelwat medium en kleiner maatskappye blootstelling tans. En die rede hoekom ons dit advokeer is want die waardasies is goedkoop en die Suid-Afrikaanse situasie is besig om stadig maar seker te verbeter. Eskom lyk baie beter as wat dit 'n paar jaar gelede gelyk het. Hulle is besig met die ports, hulle is besig met die treinnetwerk, so daai operasie Vulindlela wat deur die presidentsie se kantoor gedryf word, is besig om positiewe impak te hê. Dit voel dalk nie elke dag vir my so as mens na al die nuusvloei luister nie, maar stadig maar seker is daar positiewe veranderinge in Suid-Afrika aan die gebeur. Wat ons nou nodig het is dat die globale agtergrond van die res van die wêreld wat groei en inflasie en geopolitiese risiko aanbetref moet verbeter sodat daar beter sentiment teenoor ontwikkelende lande sal kom wat dan positiewe geldvloei na ons sal veroorsaak en die kommoditeits vraag vir die kommoditeite wat ons myn is een goeie voorbeeld van hoe dit kan gebeur. Goud het ek reeds oor gepraat, enigiets tussen 2,5 en 5% beveel ons aan as 'n blootstelling. Resessie risiko het verbeter, so ons is nou in die posisie waar ons 'n klein oorgewig aan SA aandele aanbeveel en dan die volgende groot besluit wat ons gaan moet maak gaan wees wanneer wil ons minder aandele hê en wanneer wil ons meer staatseffekte hê, want ons dink staatseffekkoerse gaan nie dramaties verder hoër gaan as gevolg van inflasiedruk nie. Wanneer dit begin 'n boonste draaipunt bereik, sal dit 'n baie goeie tyd wees om op maksimum staatseffek blootstelling te wees. Hierdie is die grafiek wat wys hoe kwaliteit as 'n styl onderpresteer het oor die laaste jaar spesifiek en dit is nou op 'n baie lae punt. En soos mense kan sien aan die grafiek, daar is 'n normaliserende neiging wat dit oor tyd het. So ons dink kwaliteitbestuurders gaan terugkom en gaan beter presteer in die toekoms en daar was al reeds in Julie wat nou net verby is tekens daarvan dat hierdie lyn besig is om te verbeter. So moenie kwaliteitbestuurders wat onlangs sleg gedoen het nou elimineer uit jou portefeulje nie. So as ons dit alles bymekaar bring, dan wil ons bietjie oorgewig Suid-Afrikaanse aandele wees, oorgewig Suid-Afrikaanse rentedraende instrumente, ondergewig kontant, ondergewig ontwikkelde lande se aandele, klein oorgewig in ontwikkelende lande, emerging markets en China, klein ondergewig in ontwikkelde lande se eiendom, oorgewig rentedraende instrumente, internasionaal ondergewig krediet en 'n klein oorgewig in goud. En dit is die opsomming van die posisionering, maar niks dramaties. Dis basies klein oorgewigte en ondergewigte. Andersins redelik neutraal wat ons risiko-aptyd aanbetref. Dit was vir 'n totale plaaslike en buitelandse portefeulje en as jy nou net die buitelandse portefeulje isoleer, 'n global portfolio, dan lyk dit min of meer dieselfde. So hoe het ons huisview gedoen oor die laaste korttermyn en langtermyn? Oor die laaste 3 maande was ons bietjie onder druk. China het goed gedoen. Globale goud het goed gedoen. Suid-Afrikaanse staatseffekte het goed gedoen. China het goed gedoen. Wat nie goed gedoen het, so goed gedoen het nie, was Suid-Afrikaanse aandele, as ek dit net vinnig kan vind. Daar's SA Equities, so ons aandele het bietjie minder goed gedoen. Gelukkig was dit offset gewees of gekompenseer voor deur ons blootstelling aan ontwikkelende lande en aan China, maar as mens byvoorbeeld Suid-Afrika met Amerikaanse aandele vergelyk, dan het ons bietjie slegter gedoen. Oor die 1 jaar periode het die meeste van ons opinies goed uitgewerk.
goudmyners het goed gedoen, China het goed gedoen, eiendom het goed gedoen, ontwikkelende lande het goed gedoen, Suid-Afrikaanse rentedraende instrumente het goed gedoen, ensovoorts, ensovoorts. Amerikaanse aandele het minder goed gedoen, so ons ondergewig in Amerika en ons oorgewig, klein oorgewig in ontwikkelende lande en in Suid-Afrika se aandele het goed vir ons uitgewerk. So oor die 1 jaar periode voel ons was grotendeels in die regte rigting geposisioneer gewees. Kwaliteit het die ander style onderpresteer, soos ek ook op daai lyngrafiek gewys het, beide oor die laaste 3 maande en oor 1 jaar, maar ons dink dit gaan verbeter en normaliseer, so ons waarsku kliënte om nie kwaliteit op 'n laagtepunt uit te verkoop as gevolg van die onlangse prestasie teleurstelling nie. Mens moet liewer vashou daaraan. So dis die opsomming van ons health view. Ons kan eintlik daar stop en as u regtig iewers anders heen moet gaan, dan het u nou die boodskap gekry. Die res van die skyfies waartoe ek baie vinnig sal gaan, is maar net die grafieke wat half bou op dit en die bewyse lewer vir die opinies wat ons het. So dit is die verskillende pilare van ons proses. As ons begin by die ekonomiese bopunt, dan kyk ons na groei, inflasie, waar rentekoerse staan, fiskale beleid en geopolitiese risiko, en dit werk op hierdie puntestelsel van -3 tot 3 of hier wys ons 2 tot -2, en die punt is uit die ekonomiese oogpunt lyk dinge bietjie oranje. So dis word grotendeels deur hoër inflasie en geopolitiese risiko negatief beïnvloed. So top-down van bo af sê dat 'n mens moet 'n klein bietjie versigtig wees, en as mens hierso kyk, dan sien jy die groot aspekte wat negatiewe punte kry, is inflasie wat nog bietjie hoër is wêreldwyd as wat dit moet wees, monetêre beleid of rentekoerse wat om daai rede nie afgekom het nie en nog steeds bietjie beperkend is, en natuurlik geopolitiese risiko wat 'n baie negatiewe punt hieronder kry as gevolg van die oorlog wat aan die gang is. Ek het gepraat oor hierdie tema van inflasie beskerming wat ons portefeuilles wil inbring, en verlede kwartaal het ons gesê dis die tweede ronde effek van die hoër olieprys en die oorlog, jy weet, die tweede ronde effek van inflasie wat 'n mens sal moet dophou, en dit is wat sentrale banke se besluite gaan beïnvloed. So die aspekte waarna hulle kyk is inflasieverwagtinge, weet wat ding mense gaan inflasie in die toekoms doen, want baie keer word dit 'n self-fulfilling prophecy. Voedsel en energie-inflasie is belangrike komponente van meeste van die mandjies, en dan natuurlik looninflasie. So dit is wat die sentrale banke dophou, en ongelukkig het ons in die laaste klomp jaar 'n hele paar skokke gehad wat daai mandjies beïnvloed. So eers het ons die COVID skok gehad, wat inflasie veroorsaak het. Toe het ons die Oekraïne oorlogskok gehad wat die energiepryse in Europa opgedryf het. Toe het ons president Trump se tariewe skok gehad, en daar was 'n vrees dat dit inflasie sou veroorsaak, en nou in die laaste jaar of 6 maande het ons die Midde-Ooste oorlog gehad met Iran wat ook die olieprys opgedruk het. So ongelukkig, alhoewel die langer termyn traject van inflasie was en is om af te kom, was daar in die kort termyn hierdie skokke gewees wat inflasie hoër gehou het as wat dit andersins sou wees, en waar ons tans is, het natuurlik met die hoër olieprys te doen. Voor die Iran-oorlog was die olieprys 60 gewees, dit het by 125 gedraai of 120 gedraai, dis nou onder 100, omtrent 90 of so, maar dit sal definitief moet afkom vir die inflasiedruk om te normaliseer. Maar oor die langtermyn, soos mense kan sien, na COVID was inflasie hoog, en toe het dit 'n afwaartse traject gehad. So dis net hierdie korttermyn druk heel aan die einde van die grafiek wat moet nou normaliseer, hopelik wanneer die olieprys verder afkom, en dan sal inflasie hopelik weer begin om laer te begin beweeg na die mikpunte toe.
Inflasie lyk beter in die ontwikkelende lande, byvoorbeeld Suid-Afrika ook en China en ontwikkelende lande in die algemeen. Die groter inflasiedruk is tipies in die ontwikkelde lande, byvoorbeeld in Europa wat groot energie invoerders is. Monetêre beleid om dieselfde rede is nie verruimend nie. Dit is nog 'n bietjie beperkend. So mens wil eintlik hê hierdie punte, die scores wat monetêre beleid kry moet bo die nullyn beweeg. Dit beteken rentekoerse is so laag of laag genoeg dat dit ondersteunend en verruimend vir die ekonomie is. Ons is nog nie heeltemal daar nie. Dit is die opvlamming en inflasie wat nou rentekoerse hoër hou as wat dit andersins sou wees en hierdie negatiewe punt tot gevolg het. En dan fiskale beleid is omtrent neutraal. So fiskale beleid beteken die hoeveelheid wat regering spandeer en die mate waartoe hulle belastingverligting gee en sovoorts. Dit word alles onder fiskale beleid gelys en fiskale beleid is neutraal in terme van sy impak op die ekonomie. Geopolitiese risiko is baie hoog en dit plaas druk op markte, dit maak mense bekommerd, dit veroorsaak volatiliteit, so mense wil ook graag hê éventueel moet geopolitiese risiko laer word. So as mens al hierdie ekonomiese elemente bymekaar bring vir hierdie kwartaal, dan kry dit 'n klein negatiewe punt wat sê mens moet 'n bietjie versigtig wees. As ons kyk na die macro regime of die risiko vir resessie vir hierdie kwartaal, dan het dit nie veel verskil van die vorige kwartaal nie. En dit is naby neutraal. So ons dink dit het verbeter van waar dit voorheen was. Ons dink nie daar's 'n groot risiko van resessie in die volgende 6 tot 12 maande nie. En ek het reeds gesê dit beteken ons is redelik in die opwaartse deel van die ekonomiese kurwe. Deglobalisasie en fragmentering van die strukture in die wêreldekonomie, soos wat ons onder die Trump-administrasie bevind, gaan waarskynlik beteken inflasie gaan bietjie hoër wees as wat dit in die onlangse verlede was. En 'n mens vergelyk dit met die periode na die Bretton Woods beleid, monetêre beleid, sisteem basies uitgefaseer is. Dit het gelei tot bietjie hoër inflasie. Globalisering na 2000 het gelei tot laer vlakke van inflasie. Nou gaan dit waarskynlik 'n bietjie hoër wees en daarom dink ons mens moet jou portefeuilles teen inflasie verskans. So hoe doen 'n mens dit? Jy koop goed gewaardeerde aandele soos Suid-Afrikaanse, Chinese en ontwikkelende lande se aandele. Jy bly bietjie weg van die duurste goed af. Goud speel 'n rol, kommoditeite speel 'n rol. Eiendom kan 'n goeie reële opbrengs lewer en inflasie gekoppelde staatseffekte. So hierdie is alles elemente wat 'n mens in 'n portefeulje kan inbring en wat ons advokeer om jou portefeulje 'n bietjie teen hoër inflasie vir die volgende jaar of 2, 3 te probeer beskerm. Ek het reeds daar gepraat dat in Amerika ons 'n tyd gehad het waar daar baie share buybacks gebeur het, so aandele is teruggekoop. Dis die groen kolomme op hierdie grafiek, dit het 'n positiewe bydrae gemaak tot opbrengste, maar dit is besig om minder te word en hulle gaan waarskynlik in die toekoms meer aandele uitgifte moet doen, issuance moet doen wat hierdie pink lyn is en soos wat dit groter word weer as wat dit nou is en so groot word soos in die vroeë 2000s gaan dit 'n demper plaas op die opbrengste van effekte. Die verwagting van kontant wat gegenereer word deur die groot tegnologie maatskappye of die free cash flow, die vrye kontant wat beskikbaar is aggressief vir die volgende klomp jaar. Dit het afgekom, so hulle het goeie vrye kontantvloei gegenereer, baie daarvan spandeer aan kunsmatige intelligensie uitbouing, maar die verwagting is dat hulle die
winste gaan begin maak daaruit in die volgende klomp jaar en dat dit 'n positiewe impak gaan hê op hulle vrye kontantvloei. Wat vir beleggers belangrik is, maar 'n mens gaan dit moet dophou. So die punt wat 'n mens eintlik hier wil maak is daar is baie groot verwagtinge van die kunsmatige intelligensie tema en van hierdie maatskappye dat hulle weet uit 'n punt van spandeer al hulle belasting, hulle kontant gaan beweeg na 'n periode waar hulle baie ekstra kontant maak uit kunsmatige intelligensie en dis 'n hoë hekkie om oor te kom. 'n Mens gaan dit mooi moet dophou om te sien of hulle wel hierdie tipe kontant gegenereer kry. China en die ontwikkelende wêreld is in die teenoorgestelde posisie wat die uitgifte van aandele aanbetref. Dit was 'n negatief vir opbrengste gewees vir 'n baie lang tyd, maar dit is besig om te verander en meer positief te raak. So ons dink hulle gaan aandele begin terugkoop in China en in baie ander lande buite Amerika en dit gaan positief vir opbrengste begin word. Geldeenhede, die onderliggende fundamentele ondersteuning vir die dollar is besig om te verswak en om daai rede dink ons die dollar kan dalk in die medium tot die langer termyn 'n verswakkende neiging hê. As mens kyk hoe die waardasie van die rand teenoor die dollar lyk, dan is die rand nog 20% swakker teen die dollar as wat hy behoort te wees, of die dollar is sterker as wat hy behoort te wees. So as die dollar verswak, dan kan 'n mens nog so 20% wind van agter vir jou internasionale portefeulje kry. As die rand sou normaliseer teen die dollar. Japan se geldeenheid is baie swak. So die rede hoekom hierdie 'n groen prentjie is as die Japaneese yen sou versterk teenoor die rand, dan kan 'n mens 'n redelike groot wind van agter hê vir enige belegging wat jy in Japan het. So hierdie versterkende yen kan jou Japan posisie aanhelp. En teenoor die ontwikkelende lande is die rand op die gemiddeld eintlik neutraal gewaardeer. Daar is 'n paar lande waar hy uit lyn is. Dis 'n positiewe syfer vir China, so dit beteken ons kan randdepresiasie teen die Chinese geldeenheid verwag. So as ons in China belê, dan is dit 'n wind van agter, nie 'n wind van voor nie. Maar as jy oor al die ontwikkelende lande kyk, dan is dit nie 'n groot risiko vir die rand dat die rand gaan versterk teen hierdie geldeenhede en baie opbrengste gaan wegneem van jou af nie. So ons is redelik positief vir die posisie van die rand teenoor ander ontwikkelende lande. Bateklaswaardasies, ek gaan baie vinnig hierdeur gaan. Ons kyk nou na aandele. As 'n begin, die korrelasie tussen die waardasie van aandele en die opbrengs wat jy maak in die kort termyn is laag. So wat dit beteken is, as iets goedkoop is, beteken dit nie jy gaan noodwendig in die volgende maand of 2 die opbrengste kry nie, maar oor die lang termyn is daar 'n hoë korrelasie, wat beteken as jy nou iets goedkoop koop, is daar 'n goeie kans dat jy goeie opbrengste oor die lang termyn gaan kry. As jy nou iets duur koop, gaan jy nie noodwendig geld verloor in die kort termyn nie, maar oor die lang termyn gaan jy waarskynlik gedempte opbrengste kry. En dis nou maar, jy weet, daai eenvoudige ding van as jy goedkoop koop, gaan jy beter doen oor die lang termyn. As jy duur koop, gaan jy oor die lang termyn waarskynlik nie so goed doen nie. Die sleutelverwikkeling oor die laaste kwartaal is dat verdienste wat verwag word in die toekoms vir meeste dele van die wêreld verbeter het. En dit is op al die grafieke hierdie swart-gryserige lyn, die forward earnings per share, vooruitkykende verdienste. Die verdienste wat maatskappye of die indeks gaan verdien. So daai lyn wat so skerp opbeweeg, beteken dit is positiewe verdienste wat verwag word. En dit is baie positief want dit is ondersteunend vir die mark. So alhoewel ons sê Amerika en die ontwikkelde lande, en dit domineer die MSCI World, alhoewel ons sê hulle aandelemarkte is duur, soos wat mense kan sien op die grafiek, dis die blou lyn, gaan die verdienste ten minste skerp op. So daar is
daar is ondersteuning. Alhoewel die mark te duur is, dink 'n mens nie hulle gaan noodwendig baie val nie, want daar is hierdie ondersteuning van sterk verdienste groei wat verwag word. So verkieslik wil jy hê die blou lyn moet onder die grys lyn wees, want dan beteken dit is goedkoop en jy gaan inhaal. As hy bo die lyn is, dan moet jy acknowledge dat dit duur is, maar jy vind ten minste iets positief daarin dat die ondersteuning van die verdienste daar is. So dit is die belangrike punt oor die MSCI World en Amerika se mark lyk dieselfde. Die mark is duur, maar ten minste is verdienste besig om sterk op te gaan en dit het te doen met produktiwiteit, verbetering wat saam met kunsmatige intelligensie, aanvaarding en inkorporering in maatskappye te doen het. Dit het ook te doen met die feit dat produktiwiteit in Amerika sterk is en dat werkloosheid nie 'n groot probleem is nie. Werkloosheid is nog redelik laag. So maatskappye in Amerika volgens hierdie is eintlik in 'n redelike goeie shape. Kleiner maatskappye wêreldwyd se aandele is omtrent in lyn geprys met die verdienste wat verwag word. So hulle lyk goedkoper as die groter maatskappye en daarom dink ons hulle het goeie geleenthede. Energie maatskappye se pryse lyk goed, want die verdienste wat verwag word as gevolg van die hoë prys van energie, gaan hulle goeie verdienstes maak en die aandelepryse is nie bo die verdienste lyn nie. So daar's eintlik 'n argument te maak dat jy dit goedkoop koop en soos wat die verdienste deurvloei, gaan die aandelepryse opgaan. So daarom is ons positief vir energie. Ontwikkelende lande is ook omtrent neutraal geprys, so hulle prys is in lyn met die verdienste wat verwag word en die verdienste is sterk wat verwag word. So dis positief. Selfde vir China. Die mark het nie sleg gedoen in die onlangse verlede nie, maar heel hier aan die einde sien ons nou die verdienste lyn gaan op en die marklyn is nie bo hom nie. So China is ook neutraal geprys. Die grafieke aan die regterkant spandeer ek nou nie baie tyd op nie, maar dit is die winsgewendheid wat hulle noem return on equity, wat eintlik maar net 'n proxy vir die winsgewendheid van die verskillende markte is. So mense kan ook jou oog daarop hou en sien tot watter mate hulle baie winsgewend is tans of as hulle nie is nie, tot watter mate dit besig is om te verbeter. Hierdie is die prentjie van internasionale goudmynmaatskappye. Weer eens, die markprys is eintlik agter die verwagte verdienste. So ons dink goudmynmaatskappye kan goeie verdienste publiseer en hulle pryse sal positief reageer daarop en hulle is baie winsgewend waar hulle tans is. Kommoditeite in die algemeen is ook baie naby aan neutraal gebaseer. So weer eens soos positief oor en die winsgewendheid is besig om te verbeter. Nasdaq, waar die tegnologiemaatskappye gelys is, sien ook 'n sterk opwaartse beweging in hulle verdienste verwagtinge. Die prys is bietjie bo dit, so dis nie 'n goedkoop mark nie, maar ten minste kan 'n mens sê die verdienste verwagtinge is baie positief, baie sterk en die winsgewendheid is besig om hoër te word. Dit is al reeds op 'n hoë vlak, maar dit is besig om selfs hoër te beweeg. En hierdie is tegnologie binne die ontwikkelende lande en weer eens baie sterk opwaartse bewegings wat positief is. En hier is ons alle aandele, die JSE All Share Index, selfde, tot 'n groot mate as gevolg van ons goud en platinum produksie en uitvoere, word daar goeie verdienste verwag en ons mark is eintlik goedkoop. Die blou lyn wat die markpryslyn is, die indeks lyn is laer as die lyn van die verdienste en dit beteken die mark is goedkoop en hy kan opbeweeg om op te vang met die verdienste en jy kan dit hier sien met die winsgewendheid ook. Winsgewendheid was laag op 'n stadium, dit is besig om te verbeter, is nou omtrent neutraal en die traject is hopelik dat dit bo gemiddelde winsgewendheid vir maatskappye gaan impliseer vorentoe. En hierdie is ons kleiner maatskappye wat selfde prentjie het, omtrent neutraal en goeie verdienste groei wat verwag word en neutrale
winsgewendheid. So as mens al hierdie goed bymekaar sit, dan kan 'n mens na elke bateklas en geografie op sy eie kyk. Ek gaan nie in detail deur alles praat nie, maar julle kan weer eens hier sien. SA Equities, klein oorgewig, Amerikaanse mark is waarskynlik die duurste. Ons wil daar die meeste ondergewig wees, maar binne dit wil ons wel seker maak ons het blootstelling tot S&P 500, Nasdaq byvoorbeeld, maar oorhoofs wil ons nie oorgewig die Amerikaanse mark wees nie. En as mens byvoorbeeld kyk na globale kleiner maatskappye, is hulle ook nie positief die punt wat hulle kry nie, maar dit is minder negatief as die Amerikaanse groot maatskappye. So mens kan binne ontwikkelde lande kyk na kleiner maatskappye blootstelling ensovoorts. Net hoe die waardasies verander het oor die laaste paar jaar, 2,5 jaar gelede was die waardasies baie goedkoper geweest, daar was baie meer groen. Nou na die mark verlede jaar baie sterk gedoen het alles eintlik 'n paar tree na regs beweeg. Markte het minder goedkoop geword, maar soos ek op al hierdie lyne gewys het, selfs vir die duur markte tans is die verdienste groei sterk en positief wat verwag word. So daar is nie 'n spesifieke rede hoekom ons 'n groot market crash behoort te hê nie. Die verdienste is ondersteunend tans. Ek het reeds hieroor gepraat, ek dink ek gaan verby dit gaan in the interest of time. Beleggingsstyle het ek reeds oor gepraat, ons wil redelik neutraal wees reg oor die verskillende beleggingsstyle. Ek het dit gecover en die tipe fondse waarna mens kan kyk binne die rentedraande en die inflasie gekoppelde rentedraande spasie, is hier 'n lys fondse wat 'n mens kan oorweeg vir jou portefeulje om jou portefeulje te verskans teen inflasie. Fondse soos Granite en Prescient se meer aktiewe staatseffek of effekfondse. Voort het 'n inflasie gekoppelde fonds, so ook Stanlib. Mens kan kyk na iShares aan die internasionale kant in terme van Treasury Inflation Protected Securities, dis die Amerikaanse weergawe van korttermyn inflasie gekoppelde effekte. Waardebestuurders waarna ons kyk, wat ons dink in die toekoms goed sal doen in 'n hoër inflasie environment. Bestuurders soos Contrarius, 91 Value, Orbis, Randmore, T. Rowe Price. Dit kan mens oorweeg. In die mid en kleiner maatskappye kant is daar 'n lys Suid-Afrikaanse fondse waarna mens kan kyk, so ook aan die internasionale kant. Ons kan dit by julle vergaderings in meer detail met julle bespreek. Die belangrikste punt is, moenie die kwaliteit uit jou portefeulje uitgooi op 'n laagtepunt nie. Die opbrengste van die kwaliteitbestuurders was teleurstellend gewees in die laaste jaar, maar hulle is op 'n laagtepunt en Julie het al reeds 'n groot verbetering vir meeste van hulle gebring. So hulle is besig om te verbeter en te normaliseer. Mens moet dit nie op 'n laagtepunt verkoop nie. En ek het reeds hieroor gepraat, so hier is eintlik maar net 'n herhaling van hoe ons posisioneer wil wees. In die multiple balance portefeuilles kan jy die buffer behou as jy meer versigtig wil wees. Dis nou die buffer in rentedraande fondse, want die opbrengskoerse is nog heel goed. Anders dink ons die resessierisiko het verbeter, verlaag, so jy kan ook die geld van daai buffer teruggee vir die gebalanseerde bestuurders. En as jy op tyd vir China blootstelling het, kan jy 'n klein bietjie China blootstelling in jou portefeulje sit. En ek het ook reeds gepraat oor die posisionering vir die building block approach. Bietjie oorgewig SA rentedraand, ondergewig Amerika aandele en ontwikkelde lande se aandele, oorgewig internasionale staatseffekte en bietjie 2,5 tot 5% goud in portefeuilles. En dieselfde aan die internasionale portefeulje kant. So dit is die oorhoofse gidslyn, nie baie groot veranderinge van die vorige kwartaal nie, maar die temas waaraan ons moet dink is
hoe behou ons blootstelling aan die kunsmatige intelligensie tema sonder om onnodig te veel risiko in ons portefeuilles te hê. So mens moet dit kalibreer sodat jy nie heeltemal uitmis as die tema aanhou nie. Kunsmatige intelligensie gaan nie weggaan nie. Dit gaan met ons wees vir die volgende dekade en langer. Dit is soos die ontwikkeling van die internet. Dit gaan baie aspekte van ons lewe beïnvloed en dit gaan positief wees vir baie maatskappye in die breë ekonomie, maar daar gaan natuurlik baie sosiale impak van dit kom. Daar is kommer oor wat dit vir werkskepping en employment beteken. Dis alles goed wat duidelikheid sal moet kry in die toekoms. Maar 'n mens sal ook selektief moet wees oor wie gaan wie gaan die geld maak uit die kunsmatige intelligensie tema of waar gaan die geld gemaak word. So mens gaan goeie bestuurders moet hê en jy gaan jou posisie goed moet kalibreer. Dis tema 1 en tema 2 is daar is 'n paar redes hoekom inflasie dalk hoër gaan wees in die onmiddellike toekoms as wat dit andersins sou gewees het. Die wêreld is besig om te fragmenteer. Globalisasie is besig om bietjie teruggerol te word. Daar's groot vraag vir kommoditeite en vir kapitaal in die algemeen en dit gaan leningskoerse hoër hou en dit gaan kommoditeitspryse hoër hou en dit kan inflasionêr wees in die kort tot die medium termyn. Daar is 'n opinie dat kunsmatige intelligensie en al die positiewe dinge wat dit bring éventueel baie disinflasionêr gaan wees of deflasionêr gaan wees, soos wat dit produktiwiteit eenvoudig gaan laat ontplof. Dis miskien nie 'n tema vir die volgende jaar of 2, 3 nie, maar oor 10 jaar sal mens dalk terugkyk en sê tegnologiese ontwikkeling en spesifiek kunsmatige intelligensie het 'n era van laer inflasie ingelei. En mens sal wel sien tot watter mate en oor watter periode dit gaan uitspeel. Maar in die kort termyn, die uitboufase gaan waarskynlik opwaartse druk in die kort termyn tot die medium termyn op inflasie plaas en ons moet dink hoe ons portefeuilles daarteen verskans en inflasie gekoppelde instrumente, goedkoop equity, kommoditeite is alles voorbeelde. Goud van hoe 'n mens jou portefeulje daarteen kan beskerm. Dankie dat julle na my geluister het. Weer eens 'n bietjie oor 'n uur. Maar ek hoop dit gee julle goeie insigte en ons sien uit daarna om julle te sien vir julle vergaderings binnekort en julle portefeuilles met julle te bespreek. Geniet die res van julle dag. Totsiens.